Goeiemôre, ek groet jy mooi naam van Koning Jesus, bly om saam met jou te wees. So vir 'n paar oomblikke stil te staan by die woord van die Here. Ja, die woord van die Here is mos 'n lig op ons lewenspad en 'n lamp vir ons voet. En mag die woord van die Here ook vanmôre tot jou en tot my hart spreek. Ek wil graag saam met julle lees uit 2 Timoteus 2 vers 13. As ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. Ek wil graag begin deur 'n vraag aan u te stel en dit dan ook te gebruik as 'n tema vir my boodskap vanmôre. Kan ons ontrouheid God se getrouheid beïnvloed? Ek wonder of jy hierdie vraag in alle eerlikheid kan beantwoord. Het jy al ooit iemand teleurgestel? Het jy al gevoel jy het jouself teleurgestel? Daar is mos daardie oomblikke in ons lewe wanneer ons wil glo, maar ons twyfel. Ons is geestelik moeg. Ons wil so graag volhard, maar ons struikel. Ons wil bid en dit voel vir ons asof die hemel swyg en ons hou op om te bid. Nou vandag staan ons stil by 'n skrifgedeelte wat nie net ons swakheid onthul nie, maar dank die Here daarvoor. Dit beklemtoon God se grootheid en sy onveranderlike getrouheid. Ek wil weer vir u aanhaal 2 Timoteus 2:13. As ons ontrou is, hy bly getrou. Dit is die Here. Hy kan homself nie verloon nie. Hy is onveranderlik in sy karakter. Die woord is baie duidelik oor die swakheid van die mens. Hierdie swakheid van ons word dan dikwels ook deur die duiwel uitgebuit om ons onder veroordeling te plaas. En dit beïnvloed ons verhouding met die Here en selfs met die mens. Jy voel dat jy God gefaal het en ook jouself. Jy is 'n geestelike mislukking en die vraag word gestel, hoe kan die Here my vertrou as ek so feilbaar is? As ek hom so teleurstel, hoekom sal hy na my luister terwyl ek as mens ontrou is? Ek wil dit aan jou stel. God se getrouheid en guns in my lewe en in jou lewe is nie afhanklik van my menslike prestasie of poging nie. Kan ons so vir 'n paar oomblikke kyk na redes hoekom ons as mens baie keer ontrou is. Ons is bang en bevrees vir druk van buite. Ons gaan moontlik vervolg word. Ons gaan moontlik nie so gewild wees nie. Daar is die moontlikheid van verwerping. Paulus sit in die tronk as gevolg van die evangelie van Jesus Christus. Terwyl hy sy beste wou gee, beland hy in die tronk. Hy is beslis nie gewild nie. Jy sien, die moontlikheid bestaan daar dat ek en jy ten alle koste aanvaar wil word. En omdat ons aanvaar wil word, gaan ons 'n kompromie aan, offer ek my getrouheid en my lojaliteit op. Paulus verwys na hierdie feit in vers 9, wanneer hy sê dat hy voel hy word behandel as 'n kwaaddoener, as so beskuldiging teen jou ingebring word. Wanneer mense jou onaanvaarbaar vind, sal dit jou getrouheid beïnvloed? Jy sien, dit wat die wêreld ons bied, kan ons getrouheid beïnvloed. Daardie gemak wat ons so ten alle koste wil aanvaar, geld, finansiële voorspoed, sukses,
Ja, so dikwels stel ons eie belange bo die van God. Wat beïnvloed ons getrouheid? Geestelike insig. Markus 8:36 sê, want wat sal dit 'n mens baat, as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Ek kan so gewild wees in my pogings om die mens te behaag, dat ek God een kant toe skuif, en ek gaan 'n kompromie aan. Ek verloon myself. Ek boet lojaliteit en getrouheid in. Wanneer die eie ek verskyn, is dit maklik om ontrou te wees. My gerief en my gemak is hoog in my prioriteitslys. En ek skuif die Here een kant toe. Ek skuif my norme, my waardes een kant toe, sodat ek aanvaar kan word. En in hierdie proses verloon ek myself. Verloor ek myself. My lojaliteit en my getrouheid. 'n verdere punt wat ek wil aanraak is teleurstellings en geestelike moegheid. Wanneer die lewe nie uitwerk soos wat ek het verwag nie, en dit voel asof God stil geword het, en my geloof wankel, gee dit baie keer aanleiding tot ontrouheid. Teenoor dit staan God se getrouheid egter. Want God is getrou, dis deel van sy karakter, dis onveranderlik. En hier kom die anker in hierdie teksvers van ons tevoorskyn. Ten spyte van die feit dat ek God baie keer val, dat ek ontrou is, bly God steeds getrou. Ja, God is getrou aan sy beloftes. Sy karakter is nie gegrond in hoe goed ons is nie, maar in wie hy is. Hy kan homself nie verloon nie. Hy is nie 'n mens dat hy sou lieg nie. Getrouheid is nie net 'n eienskap nie. Dit is in God se wese. Dit is wie hy is. Sy getrouheid roep ons terug soos die verlore seun. Al het ons weggedraai, roep sy liefde ons terug. Hy staan nie daar met 'n stok om jou en my te slaan nie. Hy nooi ons, kom. Jy wat vermoeid en belas is. Jy wat gefaal het. Kom terug na my toe. My liefde vir jou is onveranderlik. Ek roep jou terug. Ek wil jou nie veroordeel nie. My genade is daar vir jou. Ons moet vir mekaar die volgende sê. God se karakter is getrouheid sonder 'n skaduwee. Hy bly getrou ten spyte van wat ek ook al mag doen. Ja, hy bly getrou. God se getrouheid is nie 'n reaksie op ons gedrag nie. Dis nie op verdienste gebaseer nie. Weet jy vriend, ek en jy kan God nie beïndruk nie. Sy getrouheid is gewortel in sy wese. Hy is getrou. Dit is wie hy is. In die woestyn het Israel gekla. Ten spyte daarvan het God brood laat reën. Toe Petrus hom verloon, het Jesus hom later herstel. God verloon
nie sy kinders nie. Hy draai nie sy rug op hulle nie, want hy kan homself nie verloon nie. Ja, God se getrouheid is 'n uitnodiging aan jou en aan my. 'n Uitnodiging terug na sy genade, 'n uitnodiging om hom te dien. Die verlore seun het eers weggehardloop. Maar in hierdie weghardloop, weg van God, het hy al dieper en dieper in die ellende beland. Totdat daar 'n oomblik gewees het, dat hy gesê het, ek sal opstaan. Hy het 'n besluit geneem, ek sal opstaan. Daar sal 'n verandering kom, en ek sal na my Vader beweeg. En weet jy wat is die wonder? En dit spreek van God se getrouheid. God het vir hom gewag. God se getrouheid is nie net 'n waarheid om te leer nie. Dis 'n uitnodiging. Kom terug. Al was jy ontrou in jou gedagtes, jou woorde, ja, jou stil wees. Hy is nie besig om jou te veroordeel nie. Hy is besig om jou te roep. Hy staan gereed om jou terug te ontvang, om vir jou te sê, my seun, my dogter, al het jy geval, al het jy dalk so bietjie die pad byster geraak, ek wil graag die lig en die lamp vir jou voet wees. Ek wil jou bystaan, ek wil jou deurdra. Jy sien, getrouheid is 'n weerspieëling van God se karakter. God is altyd getrou aan sy beloftes, selfs wanneer ons ontrou is. As ons ontrou is, sê die woord, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. Nou, kom ons keer terug na die praktiese. Na hier waar ek en jy onsself bevind. En dan gesels ons oor getrouheid. Getrouheid begin in die klein dingetjies. Die woord van die Here sê vir ons, dat 'n persoon se ware lojaliteit en betroubaarheid word nie net getoets in die groot dinge nie, maar in die alledaagse. Die woord sê, wie getrou is in die minste, is ook getrou in die groot dinge. Daardie dinge waarom u en ek getoets word, by die werk, gaan jy tot 5 uur toe werk, of gaan jy 5:10 al loop? Wanneer jy nie dopgehou word nie, en die versoeking daar is om toe te gee, sal jy dan getrou bly in die geringste? Getrouheid vra volharding. Om getrou te wees beteken om vas te staan, selfs wanneer dit moeilik is. Die woord sê, wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou die kroon van die lewe gee, Openbaring 2 vers 10. Ja, getrouheid vereis volharding. Getrouheid sê, ek is bereid om die prys te betaal. Daarom wil ek vir jou vra, is jy bereid, meneer, mevrou? Is jy bereid om getrou te wees in die alledaagse? Jy sien, getrouheid bou verhouding. Verhouding in jou huwelik, in vriendskappe, in jou werk. Dit is die fondasie van respek. As jy vertrou kan word. Die teendeel is mos nou waar. Ontrouheid breek verhoudings en dit het tot gevolg wantroue. Getrouheid word altyd getoets. Ek wil dit herhaal. En hiermee wil ek vanmôre afsluit. Jy moet onthou dat jou getrouheid en jou lojaliteit
getoets sal word. Jou verhouding met God, jou verhouding met jou vrou, met jou kinders, met jou huisgesin, met jou vriende, met jou werk, dit sal getoets word. Onthou, jou lojaliteit aan God en jou verhouding teenoor ander wys wie jy werklik is. Wanneer jy die kans het om ontrou te wees, het jy 'n keuse. 'n Keuse om uit te voer en te sê, weet jy, God het my lief en hy is getrou aan my. En omdat God aan my hierdie voorbeeld stel en ek sy kind is, gaan ek die keuse uitoefen om lojaal te wees. Ek gaan lojaal wees teenoor my kerkbywoning, teenoor my bestudering van God se woord, in my gebedslewe, in my verhoudings, gaan ek getrou wees. Ek wil jou uitdaag, meneer, mevrou, wees getrou aan die Here. Wees 'n weerspieëling van God se karakter. En dit sal met jou goed gaan. Weet jy, soms wil ons daarna streef om die mens te beïndruk. Ons wil graag die mens se goedkeuring ten alle koste hê. En ons verlaag ons geestelike waardes. Weet jy, kom ons styg uit bo dit. Kom ons wees lojaal teenoor die Here, teenoor sy woord, teenoor die Heilige Gees. En ons wees dit wat God wil hê ons moet wees. Sodat wanneer u en ek aan die einde van ons lewens kom en ons voor God moet staan, ons hierdie woorde sal hoor, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie vir u woord. U woord wat die waarheid is. U woord wat ons vanmôre opnuut uitdaag en ons roep tot getrouheid. Here, en ons moet bely. Baie keer struikel ons in hierdie opsig. Baie keer faal ons u en ons wil dit bely as 'n sonde. Ons wil erken, Here, dat in ons swakheid as mens ons u dikwels faal. Dankie vir vergifnis. Dankie dat u ons vergewe en dat ons ontrouheid nie u getrouheid beïnvloed nie. Dankie dat u ons steeds liefhet, dat u getrou bly in u liefde, in u beskerming, in u voorsiening teenoor ons. Daarom gee ons aan u die lof, die eer en die dank van ons harte. In Jesus naam. Amen. Mag jy die guns en die seën van die Here in hierdie week geniet. Jy moet mooi loop. Vrede vir jou. Father, I place into your hands the things I cannot do. Father, I place into your hands the things that I've been through. Father, I place into your hands the way that I should go, for I know I always can trust you. Father, I place into your hands my friends and family. Father, I place into your hands the things that trouble me. Father, I place into your hands the person I would be, for I know I always can trust you.
your face. We love to hear your voice. Father, we love to sing your praise and in your name rejoice. Father, we love to walk with you and in your presence rest, for we know we always can trust you. Father, I want to be with you and do the things you do. Father, I want to speak the words that you are speaking to. Father, I want to love the ones that you will draw to you, for I know that I am one with you. For